Here, U is 'n goeie God, 'n God van liefde, 'n God van deernis, 'n God van genade. En dis ons enorme voorreg vanoggend, Here, om stil te word in die heilige teenwoordigheid van die Skepper van die hemel en die aarde. Dis ons voorreg, Here, om die woord van die Here voor ons oop te hê. En Here, nooit wil ons hierdie voorreg as vanselfsprekend aanvaar nie. Nooit wil ons hierdie Bybel gebruik en onverskillig daarmee omgaan nie, Here. Maar ons kom na die woord toe met afhanklikheid, met dankbaarheid en met 'n honger en 'n dors, Here, om U woord vanoggend te hoor. En daarom, asseblief, Here, neem U plek in by hierdie erediens as gasheer en eregas. En breek asseblief U woord vir ons oop. Spreek, Here, asseblief, Vader. Ons is hier om te luister. Amen. Markus 5 van vers 21 af. Die dogtertjie van Jairus en die vrou met bloedvloeiing. Jesus het daarna met die skuit teruggevaar oorkant toe. En toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek hom dringend: "My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog U hande op haar, sodat sy gesond kan word." Hy het saam met hom gegaan. 'n Groot menigte het agter hom aangegaan en hulle het van alle kante af teen hom gedruk. Hierdie hom is nou Jesus. Daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters. En sy het alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarbey gevind nie. Haar toestand het eerder vererger. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak. Want sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was. Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra: "Wie het aan my klere geraak?" Sy disippels het hom geantwoord: "U sien tog dat die mense van alle kante af teen U druk en dan vra U nog wie het aan my geraak?" Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik, gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieë kom val en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees vergoed van jou kwaal genees." Oeg vriende, dit is 'n kanonteks. Dit is waarskynlik een van die mooiste verhale in die Bybel. Die vrou met bloedvloeiing. Wat doen Jesus? My oorlede pa vertel vir my, ek was baie klein. Ek het in die suide van Johannesburg groot geword, daar in die Selfdale area. En nie ver van ons nie was Rosettenville, en van julle sal dalk daai areas ken. En daar was 'n boemelaar wat op straat gebly het. En die polismanne wat maar daar aan diens was saam met my pa, hulle het hulle maar ontferm oor hierdie ou. En gereeld maar met hom gepraat, en hy was maar 'n baie jy weet, hy was 'n ou met energie, en sy omstandighede het hom nie regtig so ondergekry soos wat dit eintlik maar moes nie. En die ou se naam was John. En John het elke môre, daar waar hy op straat gebly het, was 'n kerkie nie ver van waar hy gebly het nie.
En hy het elke môre, sonder dat hy dit gemis het hy by die kerk ingestap. Dan sê hy, al wat hy sê is, God, this is John. Dan loop hy uit. En so kom dit, vriende, dat hierdie man baie siek word. En in daai tyd het die staatshospitale toe nog gewerk, tong en kies. En my pa vat hom en hulle is met hom hospitaal toe en die dokter sê op 'n kol, ek sien nie hoop hierso nie, ek dink hierdie ou is op sy laaste. En hulle gaan kuier vir hom en 2 of 3 dae later kom hulle terug om vir hom te kuier. En John sit kiersreg op in sy bed. En die dokter sê, ek is reg om hierdie man te ontslaan. En my pa sê vir hom, maar John, dit was klaar, dit was wedstrydpunt, dit was skaakmat, hoe is jy nou die nuwe Lazarus, as het ware? Nee, sê John. John sê vir my pa was ook Henny, hy sê Henny, ek weet nie wie dit was nie. Ek is nie seker wie het gisterand hier in my kamer ingeloop nie. Maar al wat ek weet is in al die medisyne en die mekaar wees, was dit 'n man in 'n wit jas. En hy het by my bed kom staan en hy het gesê, John, this is God. En John is gesond. En jy sien, vriende, dis die geheim. Ons hoor baie keer van mense in nood. Mense wat swaar kry, wat soek, wat sukkel. Maar minder gereeld vra ons die vraag, wat van die mense wat die nood sien? Die mense wat hoor van die seer, wat dit raak sien en iets daarmee moet doen. Vandag se preek gaan nie net oor nood nie, maar ook oor die keuse wat ek en jy maak wanneer ons nood raak sien. En die gedeelte wat ons gelees het handel oor 2 persone. Ons sit met 2 mense in hierdie kanon van 'n teks wat elkeen bitter desperaat is vir Jesus se hulp. En in die eerste plek vind ons vir Jairus wat desperaat vir Jesus smeek en sê, Here, asseblief, my kind is 12 jaar oud. Sy is op haar einde. Sal ek kom help? Sy lê op sterwe. En tweedens vind ons 'n vrou wat al vir 12 jaar lank met bloedvloeiing sukkel. Sy is desperaat, vriende. Sy sê, as ek net aan Jesus se klere kan vat, dan sal ek genesing vind. En ek wil vanoggend stil staan by hierdie vrou, wat my so aangryp. En ek vra myself, toe ek met hierdie preek besig is, ek sê, Here, hoe sou ek gevoel het, as niemand naby my kon kom nie? Hoe sou ek gevoel het, as ek saam met niemand kon geëet het nie? As niemand aan my kon raak nie, en ek kon aan niemand raak nie? Waar ek op 'n stoel gaan sit niemand anders te weet nie, want nou is die stoel onrein. As ek aan iets geraak het, raak niemand anders te weet daaraan nie, want dit is onrein. En ek is vir almal rondom my, is ek eintlik 'n groot oorlas. Hierdie vrou voer 'n kluisenaar bestaan, want niemand mag naby haar kom nie. Sy mag nie winkel toe gaan nie, sy kan nie skool toe gaan nie, sy kan niks doen, sy kan nie eers skokkend genoeg kerk toe gaan nie. Ver gesog, sê jy vir my, sal nie gebeur nie. Nie so ver gesog nie, vriende, want dit is wat in hierdie verhaal gebeur. Dit is wat met hierdie vrou gebeur. En indien ek en jy in die tyd van die Bybel sou gebly het of gewees het nou, sou dit inderdaad gewees het hoe ons hierdie individu sou behandel het. Want daar was in daai tyd mos immers nie 'n handves vir menseregte nie. En die vrou van wie ons sopas gelees het, was iemand wat deur die samelewing uitgestoot is. Sy is eenkant toe gesit. En die siekte waaraan sy gelei het, het veroorsaak dat sy in 'n voortdurende staat van onreinheid was. Niks
wat sy kon sê of doen, kon haar vir die samelewing aanneemlik maak nie. Sy was verdoem om haar lewe in eensaamheid deur te bring. Verder het sy reeds al die geld wat sy gehad het aan dokters en medisyne en aan praktyke oorgegee om net gesond te word. Maar hierdie vrou vind nie genesing nie, sy vind nie verligting nie, vriende. Sy's eensaam, sy's desperaat en sy's alleen. Sy's persoonlik, sosiaal en geestelik bitter eensaam. Nie eers die kerk veral wil haar hê nie. En ek kan nie dink hoe hierdie vrou moes gevoel het toe sy hoor, maar Jesus kom. O hierdie man van wie ek gehoor het, hierdie rabbi, hierdie meester, wat soveel wonderwerke hier in ons dorp gedoen het, hy kom. En ek moet by hom uitkom. Dis my laaste kans op genesing. En ek kom agter, as jy die grondteks gaan lees, dis nie dat hierdie vrou persoonlik vir Jesus geken het nie. Maar die teks noem dat sy van hom gehoor het. En van sy wonderwerke en wat hy vir ander beteken. En nou moet sy by hom uitkom. Hy het blindes weer laat sien, o hierdie rabbi, laat krepeles loop. As hy wil, sê sy waarskynlik vir haarself, kan hy my ook genees. Maar sy het 'n probleem, vriende, 'n groot probleem. Sy sou nie naby hom kon kom nie, want dit sou nie gepas gewees het nie. Allermins nog naby 'n rabbi kom, maar nou is jy nog onrein ook. Die mense sou haar nie toelaat om by Jesus uit te kom nie, want dit sou beteken dat sy hom onrein sou maak. Maar sy sê, ek's desperaat. Ek gaan nie konformeer teenoor wat die sisteem vir my sê nie, ek moet naby Jesus kom. En 'n effense stuk bygeloof hier, ongelukkig, want die mense in daai tyd het geglo dat as jy 'n wonderwerkende krag het, het dit vanaf jou klere uitgekom. Met ander woorde, jou klere het daai krag afgegee. En nou sê sy vir haarself, al wat ek moet doen, ek moet net aan sy kleed vat. Miskien sou dit genoeg gewees het, vriende, om haar te genees. Sy het dit herken. Sy het gereken, hierdie gaan genoeg wees om my te genees. En ons kan onsself indink hoe die vrou onseker van haarself, maar tog vol hoop na Jesus te beweeg. Hoe sy ongesiens haar hand uitsteek om aan die kleed te raak. Haar desperaatheid dryf haar tot hierdie daad. En toe gebeur die wonderwerk. Sy raak aan Jesus se kleed en sy voel onmiddellik aan haar liggaam, sê die Bybel, ek is genees. Ek is ontslaaf van hierdie siekte. 12 jaar lank worstel en sukkel ek is genees. Maar nie net het sy dit gevoel nie. Die geheim lê hier, Jesus stop. Jesus breek. Want hy voel krag het van hom uitgegaan. Hy voel, hier's iets, krag het uit my uitgegaan. En hy stop. En dis vir my so mooi hoe Jesus net hier breek. En stop. En sê, iemand het aan my geraak. Ek wil weet wie dit is. En jy sien, geliefdes, God, ons Vader, het deur sy Seun Jesus Christus gewerk om hierdie vrou te genees. Dit is nie omdat sy aan Jesus se kleed geraak het dat sy genees is nie. Dit is omdat God dit so wou gehad het vir haar. God het dit goed gedink om hierdie vrou uit haar elende te verlos. Haar geloof, alhoewel dit effens vermeng was met 'n stuk bygeloof, was vir God genoeg om hierdie vrou raak te sien. Om te sê, dogter, ek sien jou raak. Ek hoor jou. En ek hoor jou gebede. Jy sien, want Jesus daag nie altyd onmiddellik op nie, maar hy's altyd betyds. En dit was vir God genoeg,
om hierdie vrou te help. Want soos ek nou gesê het, God ontmoet jou waar jy is, net soos jy is, daar waar jy jou bevind. Dankie Jesus. Maar dan vind daar 'n interessante ding hier plaas. En dis ook die gebeure wat vanoggend elkeen van ons moet aanspreek hier in die erediens. Jesus steek vas. En hy vra, wie het my geraak? Ons moet onthou dat Jesus op pad is om jou Iris se dogtertjie se lewe te red. Jy sit aan die een kant met 'n 12-jarige kind wat haar lewe voor haar het, en jy sit met 'n vrou wat dalk maar op haar einde staan in sy siek. En nou is Jesus op pad om hierdie dogtertjie te gaan red. En ek dink by myself, toe ek met hierdie woord werk, 'n mens wil amper vra, Here Jesus, met alle respek, U staan nou en gesels met hierdie vrou en 'n kind se lewe hang aan 'n draad. Hoekom tree Jesus dan so op? Ons het immers 'n 12-jarige kind wat hy moet gaan help. Maar hier is die ding. Jesus het waarskynlik besef dat hierdie vrou nog nie werklik genees is nie. Sy is miskien liggaamlik genees, maar geestelik het sy nog geen genesing ontvang nie. As Jesus die vrou nou moet agterlaat, sal sy dalk nooit vir God werklik ontmoet het nie. En hier is die geheimenis, hier is die belangrike stukkie geheimenis wat ons so maklik in hierdie teks mislees. Jesus wil vir hierdie vrou vryheid gee, hy wil vir haar lewe gee. Hy wil vir haar hierdie lewe in oorvloed gee, waarvan hy in Johannes praat. En dit is hoekom dit vir Jesus so belangrik is, om stil te staan by hierdie vrou. Want vriende, sy sou net aanhou glo het, dat dit die kleed, die aanraking van die kleed is, wat haar genees het. En daarom stop Jesus in sy haas, op pad na Jairus se dogtertjie toe, en hy maak tyd vir hierdie vrou. O Jesus, maak tyd vir hierdie vrou. Want eers wanneer sy in 'n persoonlike verhouding met God staan, sal daar vir haar volkome genesing wees. En net soos wat Jairus op sy knie geval het en Jesus gesmeek het om saam met hom te kom, net so val hierdie vrou op haar knieë neer en dank Jesus vir wat gebeur het. Haar aanraking van Jesus se kleed het twee sake met mekaar in aanraking gebring. Haar geloof en die krag van God wat deur Jesus Christus werk. En dit is wat aanleiding gegee het tot haar genesing. En hoe mooi is dit as Jesus haar antwoord met hierdie woorde: Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees vergoed van jou kwaal genees. Jesus het nie hierdie vrou in haar bygeloof en in haar eensaamheid gelos nie. Hy het haar raak gesien. En dis Jesus se hart, vriende. Hy sien haar raak. En hy tree in 'n werklike ontmoeting met hierdie vrou in. 'n Ontmoeting wat alles in haar lewe wat alles in haar lewe verander het. Want in daai ontmoeting vind sy nie net genesing liggaamlik nie, maar ook geestelik. Die eensaamheid, die gebrokenheid, die afstand, dit alles is aangeraak. Jesus kom genees dit alles in een moment. En sy word 'n geheel beter mens. En nou sê jy dalk vir my, maar nee, ek het dit geweet. Het 'n kerk toe gekom vanoggend om te hoor wat ek weet. Ons het geweet dat dit nie Jesus se kleed is wat haar genees het nie. Ons het geweet dat dit haar geloof is. Eintlik het hierdie verhaal vanoggend niks niets vir ons geleer nie. Nee, feit is, die nobody, yesterday zero, die uitgeworpene, die eenkants gestote mens, is ook vir Jesus belangrik. Nie net die BBP, wat Jairus is nie. Baie belangrike persoon. Ek moes fokus om dit reg te kry.
En nie net is Jairus vir Jesus belangrik nie, vriende, maar ook hierdie vrou wat net deur almal en alles verstoot is. Ons moet 'n tree verder gee vanoggend. Ons moenie en ons kan nie vanoggend stil staan by die vrou en haar geloof alleenlik nie. Dis belangrik, moet my nie verkeerd hoor nie. Maar ons moet kyk na Jesus se optrede. Ons moet kyk hoe het Jesus hier opgedaag, hoe het Jesus bewus geraak van hierdie vrou, want dit is belangrik om daarvan kennis te neem. Aangesien ek en jy daagliks waarskynlik in mense raakloop en vasloop wat 'n kruis dra. Wat 'n nood is, wat stikkend is, wat deur die lewe vodde geslaan is. Gaan kyk 'n bietjie hier in ons dorp. Hoeveel mense staan op straathoeke. Dis 'n man wat pal op sy knieë staan en vra vir hulp. Ek onthou toe ons verlede winter 'n sop uitreik gedoen het. Toe ek vir hierdie man sy sop en sy brood gee, het hy opgestaan en al wat hy kon doen, hy kon my net omhels. En hier staan ek in die middel van die straat met 'n man op my skouer en ek kan hom net vashou. En dit gaan nie oor my nie, geliefdes, dit gaan oor die konsep. Sien mense raak, geliefdes. Mense wat platgeslaan is, wat waaragtig die skerp kant van hierdie lewe ervaar het. Ons moet soos Jesus stop. Ons moet breek, geliefdes. En sê, hoe kan ek help? En soos wat die genesende krag gewerk het, toe geloof en Jesus Christus by mekaar uitkom en hierdie vrou aanraak, so moet ek en jy as kerk, as gelowiges, as Christene ook genesing bring. Ons moet Jesus gaan uitleef na buite toe. Dit is op Golgotha's heuwel, waar Jesus aan 'n kruis hang, waar ek en jy Jesus se liefde in vol kleur sien. Hang hy op 'n kruis, op Golgotha's heuwel, uitgestrekte arms, want hy het gesê, hierdie is vir almal. Dis nie net vir jou en vir jou en vir jou wat glo nie, hierdie is vir almal. En ek en jy moet omdraai. Ek en jy moet omdraai. Net soos wat Jesus dit gedoen het. Net soos wat Jesus barmhartigheid aan my en jou bewys het, vriende, moet ons dit aan mekaar bewys. En as Jesus hier vassteek in sy spore, en hy draai om, en hy sê, dogter, jou geloof het jou gered. Nee, hy kom nie met 'n sambok, en slaan haar verder stikkend en sê, hoekom het jy durf van my raak nie? Nee, sy hart, die Griekse woord, splagnitsomai, Jesus se hart, lek liefde. Dis my koning, dis my mentor, dis wie na ek opkyk. En hy het dit vir my, en vir jou, en vir elkeen gedoen. En Jesus kom tel my en jou op, daar waar ons is. Hy kom tel ons op, waar ons is. Ons kan nie en mag nie aangaan, asof mense nie in nood is nie, vriende. Ek praat onlangs met 'n vrou wat vir my sê, nee, weet jy wat? Ek het 'n week terug 2 mense ontmoet, wat ek ken. En ek kon sien, iets is nie reg met hierdie paartjie nie. Maar ek het nie geluister vir hierdie stemmie binne in my hart nie. En etlike ure later skiet hy haar en homself dood. En sy sê, nee, as ek maar net geluister het. Ek sê, suster, moenie jouself verwyd nie. Maar ja, ons moet luister. Ons moet hoor. En ons leef so maklik by mekaar verby, geliefdes. Net 'n vinnige, hoe gaan dit? Maar stop ek werklik om te hoor hoe dit gaan? En dit is so dat vir party mense wil jy sê, met jou gaan dit goed, hoe gaan dit met my? Maar die punt is, luister ons na mekaar.
As ek vir iemand vra, hoe gaan dit met jou? Stop ek, breek ek soos wat Jesus dit gedoen het, om werklik te hoor? Of vra ek dit net omdat dit sosiaal reg is? Ons sien mekaar nie meer raak nie. Ons weet nie dat Jan op die brink is om sy plaas te verloor, of dat San gediagnoseer is met kanker nie. Ons gaan deur die lewe blind vir mekaar se pyn, doof vir mekaar se nood. Ons loop verby, terwyl mense stil om ons vergaan. En dit is so, vriende, die nood in ons land en in ons gemeenskappe is te groot. Jy kan nie almal help nie. Almal worstel, almal sukkel. Maar ek wil ons aanspoor om nie meer verskonings te maak oor hoekom ons nie kan help nie. Renet sit gister oorkant te tannie, ek sit langs Renet sit langs my, en die tannie sê vir Renet, jy lyk nes my dogter. En sy vat 'n foto van Renet, en sy sê, gaan vir my dogter nou dadelik stuur, en sê, kyk hier, jou dobbelganger loop hier by die oord rond. Maar sy het iets gesê wat my geplaat, en my hart seer gemaak het. Toe sê sy, toe jy hier vanoggend stop, Renet, en ek kyk by my venster uit, toe sê ek, my kind is hier. En toe sit nie my kind nie. Met ander woorde, haar kind het haar versaak, het haar verlaat. Sy is alleen in haar ouer huis. En vir 'n oomblik dink sy, my kind is hier. Want so maklik leef ons verby mekaar. Jesus het 'n goeie verskoning gehad, vriende, om van hierdie vrou af weg te loop. Hy was op pad om Jairus se 12-jarige kind te red, wat haar lewe voor haar het. Maar wat doen Jesus? Hy stop en hy raak betrokke. En so baie keer wil die wêreld eers hê, daar moet 'n teenprestasie wees vir mense om te help. Maar dit is heeltemal verkeerd. Jesus het nie vir hierdie vrou gesê, gaan eers en gaan doen dit en dat en die volgende nie. Nee, hy het gesê, dogter, ek het jou gehoor, 12 jaar, maar ek het jou gehoor. En ek is hier vanoggend, vandag, vanmiddag, wat ook al die tydlyn, ek is hier vir jou. Hy het nie voorwaardes aan haar gestel nie. Ons hele geloof berus juis op die gedagte dat ons nie 'n teenprestasie kan lewer vir Jesus se redding en liefde nie. Uit genade alleen is ek en jy gered. Kan ons eie vereistes, geliefdes, dan hoër wees as God se? Nee, dit moet nie so wees nie. As jy help onvoorwaardelik. Help met 'n bly hart. Help met 'n oop hand. Sê ek is hier vir jou. En miskien kan ek nie al jou probleme oplos nie, maar ek is hier vir jou. Kom, laat ons nie deur die lewe gaan met oogklappe nie, vriende. Kom, ons sien mense se nood raak. Mense wat desperaat is en hulle oorgee aan drank en dwelms. Mense wat desperaat is en 'n eensame bestaan voer. Hierdie tannie wat gisteroggend dink my kind het gekom. Toe nie. En toe sê hy net iets vir haar. Tannie, ek sal jou dogter vir die dag wees. Dis mooi, né? Jy sien, vriende, dit is nie net genoeg vir my en jou om 'n geldjie in iemand se hand te stop en te sê, ek het my deel gedoen nie. O, ek het in 'n huis groot geword, dat as die diakonie kom klop, dan sê my pa, ek het klaar by die kerk gegee. En toe ek groter word, toe dog ek, maar pa, beteken dit dat wanneer ek by die kerk gee, stop my verantwoordelikheid? Nee, vriende, dit kan nie so wees nie. Het is nie goed genoeg om kos by die kerk te kom aflaai en te hoop die diakonie of Adrie of iemand gaan dit aflaai nie. Raak betrokke, kom saam. As ons weer Silverkroon toe gaan, kom saam, kom vat hande. En kom, ons gaan wees Jesus se hande en voete. Ons moet betrokke raak. Ons moet kyk waar ons kan help.
En ons het soveel mooi geleenthede hier in die kerk. Kyk wat het Tannie Heila hulle bereik met die winterhoop. Kyk, ons kaste is altyd vol. Julle dra so mooi by. Julle bring julle deel. Maar ons moet verder gaan. Ons moet een tree verder gaan, soos Jesus dit gedoen het. Ons kan nie sê, ek het nie geweet nie. Ons moet betrokke raak. Ons moet kyk hoe ons mense se hande kan optel. Hoe ons die knieë wat lam is kan sterk maak. En vir iemand sê, hier is ek, my vriend, my vriendin, my broer, my suster, ek is hier vir jou. Ook sit my hand op jou skouer. En weet jy wat, ek hoef nie altyd al die antwoorde te hê nie. As ek die hoeveelheid kere in my lewe moes tel wat mense vir my gesê het, nie. Hoekom het God hierdie toegelaat? Ek het nie die antwoord nie. Maar wat ek wel het, ek het geloof in my hart. Ek het Jesus se hartklop hier binne in my. En ek kan net by jou sit. En by jou wees. Ons moet help om 'n bydrae te lewer, dat hierdie gebroke mense geestelik gesond word. Ons kan nie net ons skouers optrek en sê, wel, dis hoe dit is nie. Wanneer ons leef met die gedagte om betrokke te wees, gaan ek en jy 'n klomp Jairisse sien. Ons gaan 'n klomp vrouens soos hierdie om ons sien. En ons kan omdraai en sê, ek hoor jou, ek is hier vir jou. En ons het goeie tye in hierdie gemeente gehad, het steeds goeie tye in hierdie gemeente en in ons gemeenskappe gehad. Maar dit is aan die verbygaan, meer en meer mense sukkel, vriende. Meer en meer mense roep uit. Ons het 'n verantwoordelikheid om dit te sien, dit te hoor en iets daaraan te doen. Ons kan nie net hoor van nood en aangaan asof dit normaal is nie. Ons is geroep om te help. Ons is geroep om Jesus se hande en voete te wees. So kom asseblief. En kom ons gaan wees kerk. Nie net hier binne nie, maar buite. Laat ons leef soos mense wat gestuur is. Laat ons leef soos mense wat geroep is. Laat ons gaan leef soos mense wat vingerafdrukke los, oral waar jy gaan, van Jesus se liefde en omgee. Mense smag daarna om raak gesien te word. Wie gaan stop? Wie gaan omdraai? En wie gaan vra? Kan ek help? Die nood is groot en God wil vir jou en vir my gebruik. Vanoggend, vandag, maar ook môre en die dag daarna. Gaan jy saam met my omdraai? Gaan ek en jy saam weer kyk? En gaan ons vra, wie roep? Wie het my nodig? Hoor die woord van die Here. Amen. Here, dankie dat ek onopwonde vanoggend kan sê, you raise me up. Here, U maak my 'n beter weergawe van wat ek ooit van kan droom of kan wees. Here, U hart lek liefde, het nog altyd. 'n Keer op keer, Here, kom haal U ons op hoopverloorse vlakte. Keer op keer kom haal U ons op plekke waar dit voel, Here, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Mag ons dit ook gaan wees verander. Mag ons iets van Jesus se liefde en genade ook uitleef na buite toe. Mag God ons hoor, ons seën en ons dra om te gaan wees wat ons geroep is om te wees. Leer ons Heilige Gees om met 'n oop hand en 'n oop hart te leef, sodat ons vingerafdrukke van Jesus se liefde kan los daar waar U ons plaas. Dankie, Here, vir hierdie mooi woord vanoggend. Dankie, Here, dat U ons net weer kom herinner wie ons geroep is om te wees. Dankie, Jesus. Amen, Here.